Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Wanneer die genadetyd sluit. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen, en wie vuil is, laat hom nog vuiler word, en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. Openbaring hoofstuk 22 vers 11. God het nie aan ons geopenbaar wanneer hierdie boodskap, die derde engelsin, sal sluit nie, of wanneer die genadetyd sal eindig nie. Briewe het na my toe gekom en my gevra of ek enige spesiale lig het oor die tyd wanneer die genadetyd sal sluit. En ek antwoord dat ek slegs hierdie boodskap het om te dra, dat dit nou tyd is om te werk, terwyl die dag duur, wanneer die nag kom waarin geen mens kan werk nie. Wanneer Jesus in die allerheiligste opstaan en sy middelaarsklere uittrek en homself beklee met die klere van wraak in plaas van die priesterlike drag, sal die werk vir sondaars gedoen word. Die genadetyd van almal sluit wanneer die pleidooi vir sondaars verby is en die klere van wraak aangetrek word. Die saak van elke siel sal beslis wees en daar sal geen versoenende bloed wees om van sonde te reinig nie. Dan word die teehouende gees van God van die aarde teruggetrek. In daardie vreeslike tyd moet die regverdiges in die oë van die heilige God leef sonder 'n voorbidder. Die beperking wat op die goddelose was, word verwyder en Satan het volle beheer oor die uiteindelike onbekeerlikes. Satan sal dan die inwoners van die aarde in een groot finale moeilikheid dompel. Soos die engele van God ophou om die ewige winde van menslike passie in toom te hou, sal al die elemente van stryd losgelaat word. Die hele wêreld sal betrokke wees by 'n verskrikliker verwoesting as die wat oor Jerusalem van ouds gekom het. Ons het geen tyd om te verloor nie. Ons weet nie hoe gou ons genadetyd kan eindig nie. Christus kom binnekort. Wanneer die genadetyd eindig, sal dit skielik onverwags kom, op 'n tyd wanneer ons dit die minste verwag. Maar ons kan vandag 'n skoon rekord in die hemel hê en weet dat God ons aanvaar en uiteindelik as ons getrou is, sal ons in die koninkryk van die hemel versamel word.